Sondagmiddag en wat 'n voorreg om met te kan groet. Dankbaar en opgewonde in ons harte. Opgewonde omdat ons weer die Here leef. Amen. Prys die naam van die Here. Baie welkom aan elkeen vanmiddag. Van waar jy af nou ook al inskakel en waar die deel van ons is. Mag God die ryklik seën en mag die naam van die Here besonderse wyse oor die wees. Mag hierdie boodskap van vanmiddag werklik waar vir u besonderse waarheid inhou. En mag die Here werklik waar in hierdie middaguur net vir u doen wat geen mens vir u kan doen nie. Amen. Loof die naam van die Here. Geliefde kyker, ons gaan binnekort aankondiging maak van 'n paar, of nie van 'n paar goed nie, van dit waarmee die Here besig is in ons lewe en wat hy besig is om te doen en dalk gaan dit verby van die verbasend wees en baie gaan dalk bly wees daaroor en baie gaan treurig wees daaroor en baie gaan dankbaar wees daaroor, maar soos wat die tyd loop, so sal ons dit deurgee aan u en vir u meer inligting gee rondom dit wat die Here besig is om te doen en wat gebeur in ons lewe. En ek dank God daarvoor, want u weet, ek besef een ding en dit is, die Here is en bly in beheer. Amen. Ek sê altyd dat ons kan doen wat ons wil, maar op die einde van die dag is dit God wat weet waarna toe hy met ons op pad is. Nou ek wil u vra om vanmiddag die Bybel saam met te open by Jesaja 43. Jesaja 43. En ek wil 'n bietjie met u praat vanmiddag oor genade, onverdiende genade. Want ons is so in die ek wil amper sê in die idee daarvan ons moet dit en ons moet die en ons moet daai hê. Onverdiende genade. Genade is vir my 'n baie besonderse woord en 'n baie mooi woord ook. Want genade praat van iets wat ek nie eintlik verdien het nie. En ek dank God in hierdie middaguur dat sy seun Jesus Christus juis na die aarde toe gekom het om ons genade te kom bewys en genade aan ons te kom betoon, sodat ons die ware begrip van genade kan ervaar en beleef en werklik waar verstaan. Maar wanneer ons gaan kyk, en waarom wil ek praat van onverdiende genade, dit voel vir my soms so dat ons vat dit so vir granted. Ons vat dit so as vanselfsprekend. En ons besef nie die diepte en die waarde wat daarin lê nie. Ons besef nie die realiteit. Wanneer God vir Paulus byvoorbeeld sê, en wat hy genoem het verlede Sondag, my genade is vir jou genoeg. Dit laat 'n mens nogal dink, my genade is vir jou genoeg. Jesaja 43. Dan sê hy daar so, vanaf vers 22. Ek kan die Bybel so opmaak by vers 22. En hy sê die volgende, hy sê, nogtans, en dit is God wat hier praat, met sy volk, nogtans het jy my nie aangeroep, o Jakob, dat jy vir my sou vermoei het, nie o Israel. Die feit dat God hier met hom praat en sê, nogtans, is dat hy eintlik, daar's 'n frase en 'n beklemtoning van, dat hy eintlik sê, jy het allerhande goed gedoen.
my het nie tot my genader nie. En dit is so relevant in die tyd en die uur wat ons leef. Ons sal eers al die ander goed probeer. En wanneer ons sien dit werk nie, dan sal ons sê, kom ons probeer die Here. Inteendeel moet ons eerste na God toe gaan. Nou kom God eintlik en hy sê, nogtans het jy my nie genader nie. En hoor, dan begin hy uitbrei en hy sê, jy het vir my nie gebring die kleinvee van jou brandoffer en jou slagoffers het jy my nie meer geëer nie. Ek het jou geen oorlas aangedoen met spysoffers en jou nie vermoei met wierook nie. Wat God eintlik sê is hierso, jy het niks gedoen om my te nader nie. Nogtans het ek niks aan jou gedoen nie. Dit is wat eintlik daar sê. Want ek hoor baie keer hoe vinnig mense praat en hoe vinnig hulle sê, waarom laat God dit toe? Waarom laat die Here toe dat dit met my gebeur? Waarom laat God toe dat ek nou die oorsaak van dit en dit is? Waarom het die Here nie 'n stokkie voor dit en dit en die gesteek nie? Ek dink dit kom op 'n tyd in ons lewe dat ons hand moet steek in eie boesem en vir onsself die vraag vra, hoe lyk ons verhouding werklik met die Here? En ek dink die vraag wat ons moet vra is, wat doen ons? Wat maak ons werklik met God se genade? Hy sê, jy nie vermoei op enige wys nie. God sê, ek het glad nie jou toe gekom vir jou, net iets gesê wat jy moet doen nie. En dan kom hy, en hy sê, jy het my geen kaalmoes met geld gekoop, en met die vet van jou slagoffers my nie verkoop nie. Hy sê, maar jy het my oorlas aangedoen met jou sonde. Wat sê hy? Hy sê, jy het 'n oorlas van jou gemaak teenoor my God, jou hemelse Vader. Jy het 'n oorlas van jouself gemaak met jou sonde. Jy het my vermoei met jou ongeregtighede. Dis nie 'n sweep vanmiddag wat uitgehaal word om mee te slaan nie. Maar dis vanmiddag 'n vraag om jouself te vra, hoe lyk my hart teenoor God se genade? Terwyl God eintlik die hele tyd staan en wag en sê, ek wag vir jou. Ek dink die kern vanmiddag is vers 25. As hy sê, ek is dit wat jou oortredinge uitdelg. Wow, geliefde kyker. Hy sê, om my ontwil en aan jou sondes dink ek nie. Wat 'n vader kan nog vanmiddag kom en dit sê vir sy kind sonder om 'n vinger te wys na al die foute wat hy of sy gemaak het. Dat God nog steeds kom, 'n vader, wat 'n mens kan dit nog doen? 'n Ware vader wat kom om te sê, te midde van al die goed wat jy aan my gedoen het. Hy sê, nogtans, hy sê, sal ek het uitdelg. En aan jou sondes sal ek nie meer dink nie. Waarom praat ek vanmiddag oor hierdie gedeelte? Praat daaroor omdat ons baie keer sit en onsself so veroordeel en hoor hoe mense sê, ja, maar God wys sy vinger aan my, of God laat hierdie ding oor my pad kom, omdat ek dit of die gedoen het.
wil die woord vanmiddag eintlik sê, God sê, luister, ek hou niks teen jou nie. Hy sê, en jou sondes het ek uitgedelg. Hoe het hy dit uitgedelg? Deur sy seun, Jesus Christus vir ons te stuur, sodat u en ek die waarde van God se genade, onverdiende genade wat ons nie toekom nie, het hy gesê, maar ek wil dit vir julle gee. En dan kom hy met die belofte. En hy sê, ek telg jou sondes uit. Ek telg vanmiddag jou sondes uit. So, wanneer God sê, hy telg dit uit, wie gee ander mense die reg om daar te gaan krap? Wie gee ander mense die reg om dit teen my en jou te hou? As God sê, ek telg dit uit. Ek sê altyd vir mense, ek het baie foute. Net soos ons elkeen. Ons het baie foute. Kyk, vir mense het ons geleer om ons foute net mooi en goed weg te steek, maar jy kan dit net ook tot op 'n punt doen. As jy baie lank in daardie persoon se geselskap kom, dan sê jy wel iewers optel, dat hy of sy ook maar foute het. Maar ons is so geneig om na mekaar se foute te kyk. En eintlik wat ons doen is, ons speel met God se genade, onverdiende genade. Ons speel daarmee, want ons wil die regter wees. Ons wil in die regterstoel sit. En ons wil die regter wees, terwyl God sê, ek telg dit uit. En terwyl hy sê, ek dink nie eens meer daaraan nie. Ek sê baie keer en ek dink so myself dat, wat is die maklikste om te onthou in hierdie lewe? Ek dink die maklikste ding om te onthou is die negatiewe goed wat mense in jou gedoen het. Die goed wat jou die seerste gemaak het, is die maklikste om te onthou. Terwyl ons die besef in die proses, hoe seer maak ons God baie keer nie. Terwyl ons die besef in die proses, wat ons aan God doen, en ons hoe ons speel met sy genade nie. Dan dank ek God vanmiddag vir genade, onverdiende genade, wat hy vir u en my gegee het. Nie 'n vinger gewys het en gesê het, hey, ek kyk en ek onthou wat jy gedoen het nie. God sê, ek onthou dit nie eens nie. Kyk nie eens meer daarna nie. Waarom noem ek dit vanmiddag? Ek wil hê jy moet verstaan, te midde van jou tekortkominge, jou waarde wat jy het by God. Want ek dink, dis die ding wat ons die gouste en die maklikste vergeet, is ons waarde. Ons waarde wat ons het. Daai genade word gekoppel aan die waarde wat jy het. Dit is wat vir jou en vir my, dit gee in die lewe, dat God aan ons toevertrou, te midde van die vinger van mense wat na ons wys. Jy sit dalk vanmiddag iewers, jy voel eensaam, jy voel alleen, of jy voel sommer net mismoedig, of jy voel net in hierdie middaguur, Here, waar is jy? Ek wil vir jou sê, God,
is by jou. Jy hoef nie eens om jou rond te kyk nie. Hy is by jou. Sy genade omvou jou vanmiddag. Jy sit dalk en dink, jy sê, Here, ek het gister en eergister fouteer. Jy het dalk 'n paar uur terug fouteer. God sê, ek dink nie eens daar nie, my genade. Ons moet pas op, geliefde kyker, ek dink, soms vir ons baie keer die regter speel. Moenie regter probeer speel nie. Moenie die regter probeer wees nie. En soms doen ons beoordeling. Maar binne na beoordeling die meer veroordeling. Ek wil vanmiddag sê, wees tevrede en wees dankbaar vir God se genade wat oor jou vanmiddag skyn. Vergeet van die ander persoon. Kyk vanmiddag na jouself en sê, Here, dankie. Genade onverdiend. Ek sit baie keer en ek dink dat wanneer ons die woord bring, maak ons dit so ingewikkeld vir mense. En dit is hoekom baie mense sit en dan vra jy vir hom, almal spring op en hulle skree halleluja en prys die Here en dan vra jy hom, waaroor het jy gepreek, en dan kan hy nie eens vir jou behoorlik sê waaroor hy gepreek het nie. En dan wil ons hom klaar vingerwyse veroordeel. Want weet jy, het jy agtergekom, baie mense verstaan nie van sommige mense se boodskap nie, omdat dit te hoog is vir hulle. Vir sy genade. Ek dank God nie ingewikkeld sê, maak het ingewikkeld. Ons maak het te fancy. Ek sê nie, ons moet dit nie respekteer nie, hoor wat ek sê. Ons maak dit, en ons bring dit op so vlak, dat mense het baie keer nie eens verstaan nie. Hulle sit en hulle maak asof het verstaan, en hulle kan dit nie toepas in hulle lewe nie, want verstaan het nie, dan wil ons 'n vinger na hulle toe wys. Genade. Dis genade, want God sê, ek dink nie eens meer daaraan nie. Hy sê, maak my indagtig. Hy sê, laat ons geen, of laat ons teen mekaar pleit. Vertel jy, dat jy in die gelyk gestel kan word. Hy sê, kom, dat ons teenoor mekaar staan. God sê, ek wil my hart oopmaak, net soos wat jy jou hart wil oopmaak. Ek dink soms ons sê, God moet net luister, terwyl ons soos 'n masjien net afpak en bly aangaan. En as ons staan, ons saam en ons staan op en ons loop, ons gee God nie kans om met ons te praat nie. Dis 'n eenrigting kommunikasie gesprek. Maar nogtans is sy genade vir my en vir jou daar. Jy sê, jou eerste vader sondig en jou tolke het teen my oortree. Wow. Jou eerste vader het teen my gesondig en jou tolke het teen my oortree. So het ek dan die heilige vorst ontheilig en Jakob aan die banvloek oorgegee en Israel aan beskimpinge. Maar luister nou my knegg, Jakob en Israel, wat ek uitverkies het, so sê die Here julle maker en jou formeerder van die moederskoot af, wat jou help, wees nie bevrees nie. Ek wil vanmiddag hê jy moet jou naam daarin sit.
en sê, wees nie bevrees nie, wat jou naam ook al is, my knegt, en Jesurium, wat ek uit verkies het. Sit vanmiddag jou naam daarin. Dat jy vanmiddag kan sê, Here, dankie vir u genade vanmiddag oor my. Wat baat dit vanmiddag? Dat jou verryk in alles op die aarde. Ons veragter in God se genade. Ons troos ons baie keer self by die woorde van, ag, is okay. Ag, is alright. Terwyl ons veragter in God se genade. Terwyl ons nie op die plek is ons moet wees nie. En vra ons onsself die vraag af. Here, wat het ek verkeerd gedoen? Ons is so geneig, en ek luister wanneer mense praat, ons is so geneig om vir mense te sê, jy het dit verkeerd gedoen, en kyk hierna, en kyk daarna, en het jy dit nie so nie, en 10 stappe van die, en 20 stappe van daai, en 30 stappe van daai, en dan sit ek myself en denk, weet jy wat sê die Bybel? Die Bybel sê, gratis het jy dit gekry, gratis moet jy dit gee. Waarvan praat ek? Waarvan praat ek vanmiddag? Ek praat van dit wat God aan jou toevertrou het. Ek praat van die wysheid en die kennis wat jy opgedoen het. Ek praat van die feit vanmiddag van die kern van God se genade, wat in 'n besonderse wyse, prys die Here. God praat vanmiddag met mense. God deel vanmiddag met mense. Stop vanmiddag om jou langer te veroordeel. Stop vanmiddag om langer vinger na jouself te wys. Stop vanmiddag om na die negatiewe woorde van ander mense te luister. Stop vanmiddag, vat 'n rooi teken en sit hom daar en skryf stop vanmiddag. Ek stop vanmiddag hier. Want jy sien, is vanmiddag 'n keuse wat jy maak in jou lewe deur te sê, ek stop hier. Ek gaan nie langer toelaat dat my lewe beheer word deur ander mense en omstandighede en situasies en woorde en you name it. Ek gaan nie langer toelaat dat dit my lewe beheer nie, want ek besef vanmiddag genade, onverdiende genade vanmiddag, wat oor my en jou is, sodat u en ek vanmiddag kan weet, ons het 'n reg en ons het 'n staanplek geanker, gewortel in die woord van die Here vanmiddag, met die wete, God se genade vanmiddag, sy onverdiende genade oor my en jou vanmiddag, hou nie tred met ons verlede en wat ons verkeerd gedoen het en wat ons dalk nog gaan verkeerd doen en wat ons gaan fouteer nie, maar sy genade is middag daar vir my en vir jou, onverdiende genade wat ons nie eintlik verdien nie, dat Jesus Christus na ons toe gebring het en dat hy verwerping beleef het, sodat u en ek aanvaarding kon kry. Onverdiende genade. Waar het ons? Waar staan ons met dit? Vraag ons nie vanmiddag waar ander met dit is nie. Vraag ons vanmiddag, waar laat dit jou? Want jy sien, as ek in die woord bly ek in God se genade. As ek in die woord bly, word ek beskerm deur sy genade. Nie die beskerming van mense nie. Ek wil vir jy sê, ek het die beste sekuriteitssysteem in die wêreld nie. 'n Skelm kyk nooit na die
na die waarde daarvan en wat dit in. Skelm kyk altyd, waar kan hy inbreek en hoe kan hy dit steel en hoe kan hy dit bekom? Soos mense se woorde baie keer, om ons lewe, om dit in te kom en dit kom steel ons blydskap. Dit kom steel God se genade waarin ons glo. Dit kom steel dit wat ons het, wat geen goud of silwer kan koop, dit word gesteel by ons. Jy sien, hulle kyk net, waar kan hulle jou seermaak? Maar dan kom God en hy sê, onverdiende genade, jy verdien dit nie, maar gee het vir jou. Waarom laat ons toe dat hierdie goed in ons lewe gebeur? Waarom laat ons toe dat ons vrede versteur word? Waarom laat ons toe? Ons kyk om ons, dan sien ons wat ander doen. Al die oë van ander af en sit jou oë op God. Ek sit en dink aan iemand, die kinders sit, en ek wil hiermee afsluit, en die ma vat haar laaste geld, haar broodgeld, en sy gooi dit in die sakkie na 'n geweldige emosionele opwerking van die prediker met 'n opsweepery. En sy voel so skuldig en sy vat die laaste geld en sy gooi dit in. En sy kom by die huis. Kinders het nie kos nie. Kan nie eet nie. Die man het lank al sy goed gevat en pad gegee. En ek wil hê jy moet vanmiddag iets verstaan. En die kinders vra, mama, wat gaan ons eet? En sy sê, ek het my laaste geld, het ek ingegooi. Ons broodgeld. Kom ons kyk wat gebeur. Kinders het honger gaan slaap. Volgende dag honger opgestaan. Geen kos, niks nie. Maar ek by die huis gekom, nog steeds was daar niks nie. En die een kind haak af en hy sê, mama, waarom sal God jou laaste geld vat en ons laat honger ly? Met so 'n God wil ek niks te doen hê nie, 'n kind. Want jy sien, ons moet somtyds luister, is dit God wat met ons praat? Of is dit 'n mens wat met ons praat? Want wanneer God met ons praat, sal daar voorsiening wees. Maar wanneer 'n mens met ons praat, gaan daar nie voorsiening wees nie. En dit is waarom sommige mense hulle rug op die Here keer, omdat hulle na mense luister en nie na God luister nie. Maar dan sy God se genade, het die einste kind latere jare tot die besef gekom en dit verstaan in die konteks wat ek nou vir u verduidelik en besef, maar God se genade was nog al die tyd oor hom gewees, al het hy gesê, hy wil niks met God te doen hê nie. Daai kind was ek gewees. Daai kind was hierdie een wat gesê het, met daai God, as 'n kind wil ek niks te doen hê met hom nie, as gevolg van hierdie goed, wat hy gesien het, wat gebeur het.
In hierdie middaguur, geliefde kyker, waar jy ook al is, wil ek hê jy moet vanmiddag onthou, sy genade verdien ons nie eintlik nie. Tog gee dit vir ons vrylik. Daarom is sy genade vanmiddag oor jou. Te midde van al jou tekortkominge, te midde van al jou foute, te midde van alles in jou lewe, is sy genade vanmiddag oor jou. Sodat jy en ek vanmiddag 'n toevlugsoord kan hê, waarna ons kan hardloop met die wete ek verdien dit nie, maar tog gee dit vir my. Mag God die seën, mag jy gaan in sy vrede, en mag jy in hierdie week werklik sy genade ervaar en beleef in 'n baie, baie besonderse wyse. Ek groet u tot 'n volgende keer. Onthou, onverdiende genade, maar tog het hy ons ontzaglik, oneindig lief. Ek groet u. Vrede vir elkeen. Totsiens.